Goeiemôre. Vanoggend lees ons Psalm 27 en dan een vers uit Jesaja 33 en dit is vers 5. Psalm 27 van Dawid. Die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek bang wees? As kwaaddoeners op my toesak om my lewendig te verslind, ja, my teenstanders en my vyande, struikel hulle self en val. Al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. Een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg in sy skuiling op 'n dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots. Daarom is my kop hoog bo my vyande rondom my. Ek wil met uitroepe van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing, ek wil die Here besing. Luister tog, Here, na my stem wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. My hart echo u woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Moet u gesig nie vir my verberg nie. Moet u dienskneg nie in toorn wegwys nie. U was my helper. Moet my nie verstoot of verlaat nie, God wat my red. Selfs al verlaat my vader en my moeder my, die Here sal my aanneem. Here, leer my u pad, lei my op 'n gelykpad vanweë my vyande. Moet my nie oorgee aan die begeerte van my teenstanders nie, want vals getuienis het teen my opgestaan en hulle blaas geweld aan. As ek darm nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewenis nie. Wag op die Here. Wees sterk en hou moed, ja, wag op die Here. Jesaja 33 vers 5. Die Here is verhewe, ja, hy woon in die hoogte. Hy vul Sion met reg en geregtigheid. Hy vul Sion met reg en geregtigheid. Die dag van die Here is vir ons 'n groot vreugde en seën wanneer ons in God se teenwoordigheid kom, in die naam van reg en geregtigheid van Jesus Christus. Dit is deur Jesus se offer dat jy en ek vrede en versoening met God het. Die Here vervul Sion met geregtigheid. Jesus het met geregtigheid gekom deur dit te verkondig, Jesaja 61 vers 1 en 2. Jesus het met geregtigheid gekom deur vir ons sondes te betaal. Ja, al ons wetsoortredinge en sondigheid verdien ten volle die toorn en die straf van God. En geregtigheid moet geskied ter wille van God se eer en God se heerlikheid. En dan kom Christus en Christus bevredig God se geregtigheid deur onder God se toorn vir jou en my gestraf te word. Ja, Jesus versoen ons met God, omdat hy ons deur sy bloed geregverdig het. Dit is ware, herstellende geregtigheid. Ja, die Here vul ook Sion met geregtigheid. Jesaja 32 vers 17 staan daar, en die uitwerking van geregtigheid sal vrede wees, en die gevolg van geregtigheid stilte en vertroue tot in ewigheid. Jesus kom met geregtigheid. Jy en ek kan nie deur God aanvaar word, behalwe deur die geregtigheid van Christus nie. Ons kan nie in sy teenwoordigheid binnegaan sonder rein hande en 'n rein hart nie. En aangesien ons nie ons eie geregtigheid het nie, het ons Christus se geregtigheid nodig. En dit is geregtigheid wat aan ons gegee word, of aan ons
toegereken word deur genade, deur geloof. Kyk na die barmhartigheid van God. Soveel as wat hy hoog verhewe is oor al sy vyande, is hy ook verhef as die God wat sy enigste seun in ons elende, ons smarte gestuur het, om jou en my sondes te dra en ons te verlos in sy geregtigheid, in sy reg en geregtigheid. Kom ons dank die Here vir Christus se offer vir jou en my sondes, en kom ons prys die Here Jesus vir sy geregtigheid. Kom ons vra die Here vir die Heilige Gees se hulp, om met vrede voorberei te word vir 'n lewe van aanbidding. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Here, in die begin van hierdie dag kom dank ons U vir Christus se offer vir ons sondes, die prys wat Here Jesus U betaal het vir reg en geregtigheid. Here, ons kom vra, Heilige Gees, kom help ons om met vreugde te groei in 'n lewe in, waar ons U aanbiddend eer, waar ons U aanbiddend dien. Here, gee dat U reg en U geregtigheid deel sal wees van ons getuienis na buite. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Volgens sing ons saam Psalm 146, waar ons die Here prys, vers 1 en vers 8. Geliefdes, vanmôre lees ons Efesiërs 1 vers 3 tot 14 en dan Jesaja 33 vers 6. Efesiërs 1 vers 3 tot 14 en Jesaja 33 vers 6. Elkeen van ons vandag loop en leef met die wete dat Christus reg en geregtigheid ook vir ons verkry het. Tot 6:00 môreoggend, totsiens.